Het jy al daaraan gedink dat mense mekaar kan byt soos diere en verskeur? En dat ons baie keer deel daarvan is. Kom ek lees Galasiërs 5 vers 13 tot 15. Julle broers en ek sê maar weer susters, en onthou ons praat hier oor dinge wat van ons verwag word om te doen. Julle is tot vryheid geroep. Ons het reeds daaroor gepraat. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Dit is so maklik, né? Mense is vry en jy kan doen wat jy goed dink, en die gevaar is dat daar ook mate van sonde kan wees in wat jy doen. Hy sê, dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar, en hier kom die probleem in. Dit is die ding wat eintlik vir ons belangrik is. Ons kan nou baie lief wees vir mekaar, maar, onthou, maar, julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Hierdie byt en verskeur is natuurlik nie 'n letterlike bedoeling nie. Paulus praat in die konteks van hoe ons met mekaar werk en wat ons van mekaar sê, wat ons baie keer agter mekaar se rug sê en wat ons eintlike gesindheid teenoor mekaar is. Dit kom daarop neer dat ons mekaar so, kan ek maar sê, sleg behandel, dat dit eintlik op byt en verskeur afkom, en die gevaar is dat ons mekaar kan verslind, dat ons eintlik mekaar se doel hier op aarde kan negeer en heeltemal kanseleer. Terwyl ons voel, ons het die reg en ons weet en ons kan praat wat ons wil en doen wat ons wil en so aan. En dit is nie hoe dit behoort te werk nie. Dit is 'n misbruikmaking van vryheid. Ons is nie hier om mekaar sleg te maak nie. Jy dink miskien wel, daar is sekere ouens in die politiek wat ek geen respek voor het nie, en ek gaan kan hulle maar sleg maak en praat en grappies oor hulle maak. Nou ja, ons is seker maar almal skuldig daaraan. Maar die vraag is net, is ons nie dalk besig om te byt en te verskeur en te verslind nie? Op die ou einde, wie van ons sien kans om daardie persoon of persone wat ons nou so sleg maak, se plek in te neem? Is ons bereid om namens hulle te doen wat ons dink hulle behoort te doen? Of moet ons maar met groot dankbaarheid na mekaar kyk en mekaar se waarde probeer raak sien en regtig omgee vir mekaar, om ons vryheid wat ons het om ons eie besluite te neem en dinge te doen, so te gebruik dat ons inderwaarheid hierdie byt en verskeuring van mekaar kanseleer en eerder help om mekaar op te bou. Weet jy, ek dink dit is bitter moeilik, maar ons kan, dis moontlik om ander nie net te byt en te verskeur nie, maar mekaar te verbeter. Kom ons doen dit en loop mooi.